episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre aan ons luisteraars en ook aan Gerry wat saam met my vanoggend hier in ons virtuele ateljee is. Vanoggend doen ons 'n luisteraarsvraag soos hy daar op die skerm is. Ons doen elke 2 maande skeduleer ons 'n episode waarin ons aandag gee aan die vrae wat ons ontvang. En ek wil ook net vir ons luisteraars noem, ja, ons ontvang gereeld vrae en ons het nog 'n lys vrae van u. En omdat ons 1 keer in 2 maande opneem en vrae doen, moet u ook net begrip hê dat ons nie als so vinnig kan doen nie. Die tweede ding wat ek net wil noem is, ons is ook besig in proses om te beplan om van die vrae in artikels eerder te beantwoord, sodat ons vinniger aan vrae antwoord gee. So ons sal kies watter vrae ons dink goed is vir almal om na te luister op die episode, maar ook vrae wat ons in 'n artikelvorm dan sal doen. So kyk uit op Scriptura se webblad vir u vrae wat gevra is, dat deur die volgende paar maande dalk sal deurkom. Daarmee saam dan, so vanoggend is ons luisteraarsvraag en ons het 'n vraag ontvang oor die Onse Vader, spesifiek daai gedeelte oor lei ons nie aan die versoeking nie, en ek gaan die vraag net vir ons vinnig lees, Gerry, soos hy ons ontvang het. Die luisteraar skryf: ek wil graag inligting hê in verband met die Onse Vader gebed asseblief. In die ouer Bybels wat ek het en ook in die Psalmboek Sondag 52 word gebid: lei ons nie in die versoeking nie. Hoe kan die Here ons in die versoeking lei? Die nuwe vertalings of van die nuwer vertalings skryf weer: laat ons nie in versoeking kom nie. Dit is soos die 2020 vertaling. So die luisteraar is korrek. Die 53 vertaling vertaal soos volg: Matteus 6 vers 13, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En die 2020 vertaling vertaal bietjie anders: en bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Wat bietjie 'n ander nuance verskil gee, wat 'n mens meer die idee gee dat die bede gaan oor beskerming en nie asof God ons in versoeking lei nie. En dan miskien wil ek net vinnig verwys na 'n paar ander vertalings ook. Die 83 vertaling vertaal dit: laat ons nie in versoeking kom nie, wat ek dink meer die betekenis as 'n mens die groter konteks in ag neem wat ons dan sal bespreek, oorbring. En dan kan ek ook net vinnig verwys na die Bybel vir almal. Dit is 'n meer dinamiese vertaling, 'n vrye vertaling wat meer die betekenis probeer oorbring. En dit vertaal dit as vers 13: en help ons dat niks sal gebeur wat ons sal laat sonde doen nie, maar beskerm ons teen die duiwel. Gerry, daarso is hy. Kom ons gesels bietjie oor die eerste deel van die vraag, die letterlike vertaling soos ons hom dan ook in oorspronklike tale sien, waar ons miskien ook net kan kortliks na verwys in ons bespreking. Ja, die Grieks daar, as ek dit net hier vinnig voor my oop kry, wat ek nou gehad het. My eisenen kes heimas eis perasmon. En dit letterlik vertaal beteken: moenie ons in versoeking inlei nie, as jy dit letterlik woord vir woord vertaal. En aldus dan die 53 se korrekte vertaling om dit so direk as moontlik te laat vertaal: lei ons nie in die versoeking nie. So taalkundig is die 53 korrek, letterlik vertaal uit die Grieks, maar soos ons weet, Gerry, moet ons tekste in konteks lees in die hele Bybel. Ons moet verstaan wat bedoel word, wat is die oorspronklike betekenis, en dit sien ons deur, en ek dink die Westminster stel dit vir ons so mooi, daar waar tekste nie so duidelik is nie, moet ons ander tekste gebruik om dit beter te verstaan. So kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Wat sê die vers soos hy daar staan, en is dit letterlik soos ons dit daar moet verstaan? Ja, ek dink ons moet besef dat daar 'n verskil is tussen God wat ons in versoeking lei, soos hy letterlik vertaal word, en God wat ons versoek.
Daaroor is deel soos Jakobus 1 baie duidelik dat God mense nie versoek nie. Jakobus 1 vers 13 laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie. Want God gaan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. So ek dink daai is die eerste merk om op pas te hou om te besef maar daar's 'n verskil. As ons hierdie gaan lees en sien as God is die outeur van die kwaad of God is die een wat versoek, dan is ons op verkeerde gronde. En ek dink dit is waarom die nuwer vertalings, dis wat dalk 'n bietjie meer interpreteer, gekies het om dit anders te vertaal, om te probeer keer vir hierdie misverstand. Ja, dit is ons belydenisskrifte verklaar dit ook baie duidelik, dat daar's geen sonde in God nie. God kan nie sonde doen nie, God kan nie sonde bedink nie. Hy kan ook nie mense of omstandighede tot sonde lei nie. Ja, God het alles beskik. Hy het 'n raadsplan, selfs die sondeval is in sy raadsplan beskik. Selfs die moord van Jesus was beskik deur die Here in sy raadsplan. Dit sou presies so gebeur omdat die Here dit beskik het, omdat hy bepaal dat dit sou gebeur. Al die dinge in die Bybel wat ons sien en in die lewe vandag, moord, verkrachting, baie van die lelike goede, groot oorloë, al daai goede is in God se raadsplan beskik. Maar God is nie die outeur van sonde nie. Op 'n manier wat hom alleen God maak, bestuur hy die wêreld, bestuur hy omstandighede, bestuur hy ons lewens. En is daai goede beskik, dat wat ook al vandag oor my en jou pad gaan kom, Gerry, goed en sleg, staan in sy raadsplan opgeskryf deur die skepping. Maar die uitvoering daarvan, die fisiese uitvoering daarvan, is God nie skuldig aan die doen van die sonde nie. En dis wat hom God maak. Hy bestuur en beskik die wêreld, my en jou lewe op 'n manier, sonder dat hy ooit sy hande vuil maak. God het natuurlik nie hande nie, dis 'n simboliese manier van spreek, sonder dat hy sy hande self vuil maak aan die sonde. Die mens is verantwoordelik vir die sonde wat hy doen, alhoewel God die sondeval beskik het. En so as ons daai gebede bid, lei ons nie in die versoeking nie, dan bely ons nie dat God die een is wat daai sonde wat beskik is, die sondeval en al die slegte dinge wat beskik is, hy self ook dan mense lei om dit te doen, sodat sy eie raadsplan waar word nie. Daar's 'n misterie. Ek is soms versigtig vir die woord misterie, daarmee bedoel ons nie dat God is 'n onverklaarbare, ontoereikende, misterieuse God nie. Maar God is buite tyd en ruimte, hy's ver bo ons verstand. Ons dink byvoorbeeld aan God se soewereiniteit ook. So ek brei net so 'n bietjie uit, want ek dink dit is belangrik om hierdie bede in daai konteks te verstaan. Ek meen selfs ons verlossing. Ons bely dat die mens is 100% verantwoordelik en ons kies om Christus te glo. Maar dit is ook 'n beskik in God se raadsplan dat ons sal glo. Maar God voer daai raadsplan uit sonder dat ek en jy 'n robot is, sonder dat ek en jy geen deelname daarin het. So as ons hierdie bede bid, dan bid ons nie dat God sonde beskik het vir my in my lewe nie, en dat hy tog net moet verhoed dat daai sonde wat hy bepaal nie oor my sal kom nie, dat ek hom vra dat hy nie my moet laat sondig nie, dat hy sonde wat hy wil hê ek moet doen. Dis nie die manier hoe die gebed oorkom nie. En tereg soos jy sê, dit gaan eintlik hier oor 'n bede en erkentennisse van ons eie swakheid. So miskien kan ons ook 'n bietjie gesels oor die idee van die gebed, dat binne in die gebed dit ook erken dat God sy kinders wel toets, dissiplineer, op paaie lei waar hulle keuses moet maak vir in die geloof, teen die onreg maar vir die reg, teen die sonde en vir die goeie. Dat ons sal groei in ons geloof, dat die bede ook 'n bede daartoe is, dat erken dat ons 'n pad van geloof stap as pelgrims. Ja, ek dink dit is 'n belangrike onderskeid om aan vas te hou, en sonder om nou onnodig tegnies te raak. Daar's 'n verskil tussen God wat ons geloof toets, en ons kan maar sê wat ons beproef, en ons wat versoek word deur ons belydenisskrif sê dit so mooi, ons doodsvyande. As hierdie bede verklaar word in Sondag 52, dis nie makvyande nie, dit is nie ligtelike sake nie, dit is doodsvyande, en ons word dan
versoeking kom van die duiwel af. Ons word versoek deur ons eie begeertes, soos ons in Jakobus 1 ook kry. Vir die van ons wat vis vang is 'n mooi beeld. Hy gebruik die beeld van dit word soos 'n stukkie aas voor jou uitgegooi en dit hang voor jou en jy kan naderhand aan niks anders dink nie en dan is dit jy wat kies om daai nou te byt. En dan word jy op sleeptou geneem. En as daar nie bekering is, dan bring dit sonde voort en die sonde wat tot die dood lei. So God louter ons geloof, hy toets ons geloof en daarom laat hy soms toe dat ons versoek word. Nie omdat hy ons wil laat sondig nie, maar omdat hy besig is om ons te vorm. En so laaste opmerking van nou af, ons moet onthou, ons kan nie self staan nie. Die katekismes begin daarmee in Sondag 52. Ons is swak in hierdie skryf. Maar dan moet ons onthou dat ons Here Jesus Christus vasgestaan het in versoeking. Toe hy deur die duiwel versoek was, kon hy vas staan. En nog toepaslik vir hierdie vraag is, die Heilige Gees het hom daarin gelei in die woestyn en om versoek te word. So ons moet onderskeid tref tussen God wat ons beproef en versoeking en onderskeid tref soos ek al genoem het tussen lei in versoeking in en versoek ons. Ja, so wat ons dan ook met hierdie bede erken en bely is dat God beproef wel sy kinders, soos met Abraham, soos met Job, soos Israel in die woestyn, maar God verlei nooit tot sonde nie, né? So op 'n manier is versoeking nie God wat ons aanpor tot die kwaad nie, né? So ek wil graag net weer daai gedeelte lees, want ek wil die paar verse bylees wat jy na verwys het in Jakobus, en ek dink dit gee tog vir ons die mooi antwoord. Hier van vers 12 af tot by 15. En ek lees dit in die 2020 vertaling. Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom liefhet. Laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek, en jy het hierna verwys, elkeen word versoek, wanneer hy deur sy eie begeertes meegevoer en verlei word. Dan wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. So daar kom dit duidelik oor dat ons word deur ons eie begeertes meegevoer, mislei. En wanneer ons daarin toegee, dan gee ons geboorte aan die sonde. En wanneer daai geboorte, daai saad wat ons aan geboorte gegee het, wat ons geplant het met ons eie keuse, groei en volgroei is, dan bring dit die dood oor. So, die Onse Vader kan nie beteken dat God aktief mense wil laat sondig nie. Ek dink dan moet ons mekaar vra, en ek dink dis hier waar ons by die volgende punt kom, hoekom sê nuwe vertalings, laat ons nie in versoeking kom nie, wat ek dink die bedoeling is van die teks, soos wat meer dinamiese vertalings, dit wat ek gelees het, dit vertaal as, laat ons nie in versoeking kom nie, moet ons dan vir mekaar die vraag vra, wat het Jesus dan bedoel, toe hierdie Onse Vader vir ons geleer het, wat was Jesus se oorspronklike bedoeling? Die bede vra nie dat God skielik iets sal stop wat hy beplan nie, dis eerder 'n nederige afhanklikheidsgebed, wat ek dink na 3 dinge verwys. Eerstens is herkentenis, ons is swak. Ons weet hoe maklik ons kan val. En die Bybel leer ook vir ons, hy wat dink hy staan, is nader aan sy val as wat hy besef. Ja, ons moet besef, as ons soos dink, ek kan die sonde vandag aanvat, as ek vanoggend opstaan en sê, vandag gaan ek die wêreld wys, vandag gaan ek die sonde wys, dis wat hierdie bede teen waarsku. Teendien ons staan op met die gebed. Here, daar gaan versoekinge wees, daar gaan beproewinge wees. Here, gee my die krag om daardeur te gaan, om daaroor te gaan deur die Heilige Gees. So, hierdie bede is 'n erkenning van werklik, versoeking is werklik. Die wêreld, die vlees en die duiwel probeer ons verlei. Ons het God se beskerming nodig. Dis wat hierdie bede opgaan. En ek dink dis 'n gebed wat ons elke dag moet bid. Dis hoekom die Here Jesus vir ons hierdie Onse Vader gegee. Dis 'n daaglikse gebed. Daarom vra ons dat hy ons weg sal hou van gevaarlike situasies, maar die wat hy ook beskik het wat ons sal deurgaan, dat hy ons daardeur sal lei. Dat hy ons daardeur die krag sal gee, sonder dat ons dan val. Op 'n manier kan mens dan sê, 'n vryer vertaling, of 'n parafrase van die gebed is, Here, moenie toelaat dat ons in situasies beland wat ons waarskynlik sal toegee aan sonde nie. Here, lei ons daardeur ook. Wat dink jy, Gerrie? Ja, maar
soos ons gesels, dink ek aan hoe belangrik dit vir ons is om 'n teologie van lyding te hê. Met ander woorde, om as ons bely dat God regeer, om te bely dat hy oor alles regeer, ook oor hierdie dinge. So enige iets wat sou gebeur, ons wat beproef word of ons wat versoek word, dit val onder God se heerskappy. Hy laat dit toe. En hy het 'n doel daarmee en hy gee vir ons die belofte in 1 Korintiërs 10 vers 13, maar ons sal nie bo ons kragte versoek word. Dit ek net vir ons daai deel saam lees. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So die nuwer vertalings, kyk wat sit natuurlik hele gesprek om te hê oor die vertalings en wat nou reg is en wat nie reg is nie. Maar soos die 83 vertaling wat jou meer dinamiese ekwivalent vertaling is, wat eintlik kyk om op dele te interpreteer. Vat 'n gedeelte soos hierdie en kyk, maar hoe kan ons keer dat dit misverstaan word? En dan in hierdie geval is dit goed om dit reg te kan verstaan dan, maar soms kan dit dan beteken dat daar baie meer interpretasie as vertaling plaasvind en dat daar amper iets verlore kan gaan van die oorspronklike bedoeling. So dis maar net iets om in gedagte te hou. Ek dink ons is in die bevoorregte posisie om baie vertalings te hê wat ons met mekaar kan vergelyk. Ons moet net weet wat is 'n vertaling se fokus en sy gebreke as 'n menslike werk. Ja. As tog 'n kom ons sê kat in die duiwelhok gedagte wat ek hier wil ingooi, Gerry. En ek gaan 'n stelling maak en dalk bedoel wat ek sê en miskien kan jy 'n bietjie saam met my gesels daaroor. Grieks kan gevaarlik wees. Ek weet nie of jy verstaan wat ek sê nie. Ons leef wel as student was Hebreëus vir my baie meer gevaarlik as Grieks. So wat ek probeer sê is ons leef in 'n moderne tyd waar jy kan baie webtuistes, en dit is goeie dinge, en ek praat glad nie daarteen nie, waar jy die Grieks kan optrek, jy kan interlineêre optrek ensovoorts. Maar ek het al baie skrywers gesien van internetteoloë, kom ons noem hulle so, internetpredikers of bakkiepredikers, nee, ouens wat uit hulle bakkies uit, ek dink aan ons boer daar van Migdol, is dit Migdol, wat graag uit sy bakkie uitpreek, en ons stortpredikers, was al stortpredikers ook gewees. Ek dink aan ons bekende persoon wat nou in die tronk sit, met die Ponzi skema, jy weet, so, en is nou regtig net tong in die kies, maar wat dit vir my sê is, dat baie mense spring ons nou op hierdie idee van, ons wil graag so naby in die oorspronklike kom as moontlik, en dit is goed so, nee, maar, ek dink wat jy vanoggend sien is, as jy nou dit doen, en jy het nie nodige vaardigheid om dan nou behoorlike ontleding te doen, kontekstualisering, begrip nie, en dis wat ons ook maar leer as ons studeer, en daarmee sê ek nie saam dat dit is net predikante nie, wat dit kan doen nie, ek meen, lidmate wat goed toegerus is, kan hulle self ook so ondergrawe in die skrif. Die punt wat ek wil maak is, daar's 'n stukkie arrogansie by sommige mense wat, ek kan die Grieks lees, dan gaan jy na interlineêr toe en jy trek die direkte vertaling en jy sê, kyk, die Bybelvertalings is verkeerd, julle het alles verdraai en so moet dit wees en so moet dit staan, en hierin kan ons duidelik sien as ons hierdie ding so letterlik gaan lees en ons versieteologie ook toepas, dat jy tot by 'n verkeerde begrip kan kom. En ek dink dis ook 'n baie goeie vraag wat die luisteraar gevra het, in die sin dat ons duidelik kan sien, daar is 'n metode van begrip en ontleding, hermeneutiek, eksegese, wat belangrik is, gereformeerde eksegese en hermeneutiek wat belangrik is om te verstaan, en wat ons moet leer en navolg. Miskien het jy 'n kommentaar as jy iets wil byvoeg. Ja, twee opmerkings, maar ek moet nou pas op om nie die gesprek in 'n heel ander rigting as die vraag te stuur nie. Maar die eerste een is die belangrike beginsel van die Heilige Skrif verklaar homself, wat jy vroeër ook al genoem het, die minder duidelike dele moet ons in die lig van die duideliker dele verklaar. So 'n kennis van die hele Bybel is belangrik, en soos sê nie 'n versieteologie nie, en daarin lei die Heilige Gees die gelowige ook.
En dan die ander opmerking is, ek dink ons sien al hoe meer die belangrikheid daarvan dat die mense wat geroep word om ons te onderrig in die woord, die predikante, dat hulle onderlê is in die grondtale, die Hebreëus en die Grieks van die Ou en die Nuwe Testament. Eerder as om net, want mens kry sulke kragtige hulpmiddels deesdae en ek gebruik dit en seker jy ook, om jou te help om 'n deel te vertaal en ontleed, maar as jy nie daardie onderbou het nie, gaan dit absoluut niks vir jou beteken nie. Ek gaan sien, okay, hierdie woordjie staan nou in hierdie vorm, maar dit beteken nie vir my iets nie. Ja. So daarom hoe belangrik dit is, glo ek vir ons predikers om regtig die grondtale onder die knie te hê. En natuurlik daarmee saam sê ek nou nie, daarsonder kan jy nie 'n prediker wees. Ons weet in baie wêrelddele is daar ouens wat glad nie die toerusting en die opleiding het wat ons gehad het, wat deur die Here geroep is om wonderlike predikers te wees. Maar dan bring dit ons by wat jy ook gesê het, ons moet maar mooi kyk wie sê vir ons wat, en ek dink ek moet daar ophou, want ek begin al klaar baie weier te swem as wat die vraag vra. Ja, so voor ons oorgaan na ons laaste punt wat ons nou wil opsom, wat ons sê, agter die vraag lê 'n groter vraag, kan God mense in versoeking lei? Wil ek net 'n vinnige opsomming dan gee van hoekom sê nuwe vertalings anders, hoekom sal die 2020 bijvoorbeeld sê, en bring ons nie in die versoeking nie, want die woord daar, die Griekse woord daar kan beteken lead, bring of brought, en as jy die betekenis daarvan lees in leksikons soos die BDEC, dan gee dit vir duidelik die idee dat verskillende betekenisse is, dat lei kan klink asof ons sê, God lei ons in die versoeking, maar om te sê, bring ons nie in die versoeking nie, soos die 2020 vertaal, bring die idee oor, voordat versoeking gaan kom, en ons bede is dat die Here ons daarvan sal bewaar, daar waar, ek dink aan Genesis ook, waar die Here vir Kain gesê, sonde lê voor jou deur, en hy soek jou nie, maar jy moet daaroor heers. In ander woorde, dit is 'n bede wat, as ons dit weet, dat ons bid, Here, sonde gaan na my toe kom vandag, hy gaan voor my deur kom lê. Die duiwel en sy magte gaan daarmee uitwees om dinge te bewimpel rondom my vandag, om my in die versoeking te laat val, of in die sonde te laat val. Here, wil U my daardeur lei, wil U my help dat ek sal sien, daar lê die sonde, wil U my die krag gee, dat ek daarteen sal staan. Wil U ook gee, dat wanneer ek vandag wandel, dat ek sal sien, daar kom die duiwelse slinkse dinge, en sal U my help om daarom te loop, of dit te ontwyk. En dis hoekom die 2020 dan, dink ek, vertaal het, bring ons nie in die versoeking. Dit bring meer die begrip na vore van, dat het nie God is wat ons in die versoeking inlei nie, maar dat die versoeking gaan kom, en dat die Here ons gaan help, en ons deur ons bede daardeur, of daarom, of dit te ontken, te onderskei. Nog iets wat jy dalk daarby byvoeg, voor ons na die laaste samevatting? Ja, ek dink tussen die 2020 en die 33-53 vertaling, altyd is in die aktiewe vorm, of dit nou is, lei ons daarin, of bring ons daarin. Ons moet dit kan sê en bely, maar God laat hierdie dinge toe. Dit maak hom nie die outeur van die kwaad nie, want hy wil ons nie laat sondig nie, maar hy is in beheer. En ek dink ons sit regtig met 'n voorreg om 'n klomp vertalings te hê, om aanhoudend met mekaar te kan vergelyk ook, om seker te maak, maar ons hoor wat gesê word. Ja, so, as ons kan opsom oor die vertalings, die ou vertalings is meer letterlik, is nie verkeerd nie. Die 2020 en ander meer dinamiese vertalings is meer duidelik, of verduidelikend, dus 'n meer verduidelikende vertaling, want dit is ook maar die 2020 is ook 'n letterlike vertaling. Ja, dit gebruik die woord bring, wat die Griekse woord ook toelaat. Ja. Dis die 83 vertaling wat meer duidelikend is. Meer verklarend, verduidelikend. Soos dis mooi om dit so te sê, Ja. So prakties, as ons kan opsom teen die einde van ons opname, beteken hierdie bede eintlik, Here, beskerm my hart, lei my weg van gevaar,
Hou my naby U en gee my krag om te staan wanneer ek versoet word. So dis 'n gebed van belydenis, van nederigheid, erkenning van my eie swakheid, my eie sonde, 'n gebed van afhanklikheid en 'n gebed van vertroue op God se bewaring. So Gerrie, miskien nog 'n laaste gedagte by van jou kant af voor ons afsluit. Man, ek wil graag vir ons die Heidelberg Katekisme se verklaring net lees. Dis al Waaroor ons nou baie gepraat het en in ons eie woorde ook nou weer gegee het. Sondag 52, vraag en antwoord 127, wat is die 6de bede? En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur, nie op om ons aan te val nie. Wil U ons tog deur die krag van U Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Ja, dit is 'n goeie opsomming van wat ons bespreek het reeds in hierdie 25 minute tot hier. En terwyl jy dit lees, het dit my net ook by die besef gebring, in die wysheid van ons Here Jesus, het hy hierdie gebed, die Onse Vader vir ons geleer. En is woord vir woord 'n kort gebed, maar in wese omvat dit ons lewe, né? Die Here het in sy wysheid geweet wat ons gaan deurgaan vir die res van ons lewe, elke dag, weekliks, maandeliks, jaar in, jaar uit, en ook tot die einde van ons pad. En in hierdie eenvoudige paar woorde het die Here vir ons gebring by 'n punt waar ons elke dag moet wees en elke oomblik moet wees, voor sy troon, sy genade troon, in afhanklikheid van sy genade en sy krag, 'n erkenning van ons eie swakheid. Die duiwel se mag, nie almag nie, sy mag, maar sy oorwinning aan die kruis, dat die vyand se kop vermorsel is, dat hy oorwin het, en dat ons ou mens in die graf begrawe is, dat daar 'n nuwe mens aan die kant die graf opgestaan het, waaraan hy ons oproep om te wandel. En hierdie bede is 'n bede dat ons sal wandel in die nuwe mens, wat ons in opgewek is deur die opstanding van ons Here Jesus. Erkenning ook dat ons ou mens gesterf het, maar erkenning dat die sondige natuur, soos ons belydenisskrifte ook sê, nie volkome uitgewis is nog nie, en dat ons met 'n nuwe sondelose liggaam sal opstaan, maar terwyl ons dan nog afwagtend is tot daai tyd, gaan ons versoekings deurgaan, die beproewings, en dit gee ons 'n groter sig op die lewe, hierdie bede. So, tot daartoe gaan ons dan, Gerrie, ons gaan daar volstaan. Ons vra dat ons luisteraars dan ook hierdie vraag sal deel, en mag dit vir u ook tot seën wees, en ek hoop ons het die vraag voldoende beantwoord vir die luisteraar. Totsiens.